Ek wil graag vandag begin met 'n ware verhaal. Sien, dit is Amerika, 1965. 'n Groot leier van die kerk het sopas gesterf. Hy het 'n massiewe verskil gemaak in sy generasie. Maar nou lê hy in 'n kus. Sy werk is skielik klaar. En ek wil julle van hierdie man se storie vertel en wat ons uit sy storie kan leer. Kyk, God het 'n man geroep om sy kerk te lei, en nie net die kerk te lei nie, maar die evangelie in 'n baie kragtige manier te verkondig. Hy was 'n groot evangelis in die 1950s en hy het in 'n tent soos ons in baie tentbedieninge gehad, wat hy van dorp tot dorp gegaan het. Ons noem dit crusades gehou het, waar mense tot bekering gekom het, menigte mense. En nie net tot bekering gekom het nie, hy het ook vir mense gebid om genees te word. Sy bediening was een van die volmaakte evangelie en die Gees wat saam met hom werk. En sy bediening was nie net in een dorpie, maar dit was dinamies en invloedryk deur die hele Amerika. Hy het die woord met soveel oortuiging verkondig en mense het na hom opgekyk as 'n ware man van God. En ons kan sê, sy lewe was besig om 'n baie groot impak te maak in die koninkryk. Maar daar was iets fout, want terwyl sy gees baie sterk gestaan het sy liggaam agteruit gegaan. Hy het gesukkel met sy gewig en as gevolg van dit het hy begin sukkel met sy gesondheid. En die las van oorgewig wees het sy krag begin wegneem. Die intensiteit en die effektiwiteit van sy bediening het stukkie vir stukkie afgeneem. Elke dag het die las van sy liggaam swaarder geword en wat vroeër makliker was, het stelselmatig al hoe moeiliker geraak. Uiteindelik kon sy liggaam nie meer die las dra nie en op die ouderdom van 38 toe sterf hy weens komplikasies wat direk verband gehou word met sy gewig. 'n Man wat soveel geestelike vrug gedra het sy lewe vroeër verloor as wat hy hoef. En nie omdat, en ek wil hê julle moet hierdie hoor, dit was nie as gevolg van klein geloof nie. Dit was nie as gevolg van iets wat fout is in sy gees nie. Maar dit was omdat sy liggaam nie versorg was nie. Sy roeping was kragtig, sy roeping was groot, maar die toestand van sy liggaam het sy roeping kort geknip. En so het 'n generasie in sy gemeente die pyn beleef om sy sterk, invloedryke leierskap te verloor. Hy was beperk, nie deur sy gees nie, nie deur sy siel nie, maar deur sy liggaam. Ons moet vir mekaar vandag herinner deur hierdie verhaal, God se geestelike roeping op jou lewe kan net so sterk impak maak as wat jou liggaam kan byhou. Dit is baie belangrik om te sê. God roep ons nie net om hom met ons siel en ons gees te aanbid nie, maar ook met ons liggame. Ons liggame is die instrumente waardeur ons roeping uitgeleef nie net kan word nie, maar moet word. So ons is in ons preekreeks soek eers. In Matteus 6 gee Jesus vir ons die beste raad om orde te skep in ons lewens. Net soos Neville oor die laaste 2 weke gepreek het, is daai vers wat Jesus sê, soek eers die koninkryk van die Here en sy geregtigheid. Dit is 'n uitnodiging om ons prioriteite reg te stel. Dit wat ons prioritiseer, wys wie ons is. En wat Jesus vir ons hier leer is, wanneer ons God en sy koninkryk, sy geregtigheid, ons hoofprioriteit maak, dan val al die ander dinge van ons lewens
in plek in. En ek wil sê, almal van ons het honderde dingetjies op ons lysies. Honderde goed wat ons elke dag probeer afmerk. Ons het verantwoordelikhede, ons het prioriteite wat ons nie kan ignoreer nie. En as ons reg prioritiseer, dan kan daai lysie wat ons opgestel het in orde wees. 'n Groot fout wat ons maak is, ons hou onsself besig met miljoene dinge, maar nie noodwendig die belangrike dinge nie. Nie noodwendig die dinge wat hoofprioriteit moet wees nie. As ons prioriteite reg het, dan sê Jesus, sal al die ander dinge in plek val. Jesus gee vir ons 'n kort en kragtige opsomming van wat ons prioriteite moet wees. Matteus 6:33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. As ons die verkeerde dinge prioriteit maak, dan mis ons koninkryk. Ons mis geregtigheid. Wanneer ons nie intentioneel leef nie, dan kan ons baie maklik besig raak met dinge wat nie die koninkryk laat bevorder nie. En dan kan ons nie net die koninkryk mis nie, nie net geregtigheid mis nie, ons mis ook ons lewens. Ons mis dit wat saak maak. En ek wil vandag ook beklemtoon, daar's 'n groot verskil tussen 'n voorneming en 'n prioriteit. Jy sien, ons praat oor 'n nuwejaars voorneme. Ek wil sê ons nuwejaarsvoorneme is om minder geld te spandeer op takeaways. Dit vat motivering om dag vir dag te sien, hoe voel ek vandag, is ek lus vir takeaways en gaan ek die versoeking kan fight. Maar as ek sê, dit is my prioriteit om geld te spaar, dan het ek minder motivering nodig dag tot dag. Ek het makliker motivering om gedissiplineerd te bly. Jy sien die verskil tussen 'n voorneming en 'n prioriteit is leefstyl. Fokus minder op die daad en dit fokus meer op wat prioritiseer jy as belangrik in jou lewe. Ons het die reeks begin deur om te sê, wat is die eerste prioriteit? Is jou verhouding met die Here. As jou verhouding met die Here sterk is, dan het jy 'n goeie begin vir jou prioriteitslys. Die Bybel sê, toe Jesus gevra is, wat is die belangrikste gebod? Toe sê Jesus, hê die Here jou God lief, met jou hele hart, siel en liggaam, en al jou krag. Daai is die belangrikste. Laasweek het ons aangegaan met die volgende vers daarso. Jou verhouding met mense is net so belangrik. Jesus sê, die tweede gebod is gelyk aan die eerste een. Een wat sê, hê die Here jou God lief, en sê, love your neighbor as yourself. Dis net so belangrik soos die eerste een. En so, na hierdie twee prioriteite, dink mens, okay, wat volgende? Wat is volgende op die lys? Ons is nog eintlik in dieselfde vers. Want ons gesê het, love your neighbor, het ons ook gesê, as you love yourself. Vandag gaan nie gaan oor hoe om jouself lief te hê nie, tot 'n mate doen dit. Maar wat ons vandag op gaan fokus, is eintlik baie meer geestelik as wat baie mense voorgee. Dit is baie meer geestelik as wat jy dink. En dit is fisiese gesondheid. Een van ons hoofprioriteite moet wees ons fisiese gesondheid. In die verhaal wat ek mee begin het ons gehoor van 'n man wie se lewe vir Christus kort geknip is as gevolg van sy keuses rondom fisiese gesondheid. Dit was nie noodwendig sonde nie, dit was nie hierdie reg en verkeerd ding nie, dit was net, hy kon nie meer sy roeping uitleef nie, want daar was dinge wat hom teruggehou het. En ek wil vir julle graag 3 waarhede leer wat die Bybel vir ons gee oor ons liggame.
Nommer 1, God red siel, gees en liggaam. Ons gaan nou deur elke een spesifiek praat. Nommer 2, jou liggaam is die tempel van die Heilige Gees. En nommer 3, jou liggaam is 'n lewende offer aan God. Ons gaan nou deur elke een stelselmatig praat. Maar ek dink die eerste een is vir ons baie belangrik om te besef. God red nie net jou siel en jou gees nie. Hy red jou liggaam ook. Jou liggaam is deel van wie jy is. En ja, die liggaam is beklei baie teen die werk van die gees in ons. En die battleground is gewoonlik hier in jou siel. Maar God se werk is nie net emosioneel nie. Dit is nie net geestelik nie, dit is ook in hoe jy dag tot dag leef. 1 Tessalonisense 5 vers 23 sê, en mag God self, die God van vrede, julle in elke opsig heilig maak. En mag julle volledig na gees, siel en liggaam vlekkeloos bewaar word tot ons Here Jesus Christus kom. Hierdie vers is vir my baie mooi. Dit spel dit vir ons mooi uit. Dat ons in elke opsig heilig kan wees. Gees, siel en liggaam. Baie van ons glo dat die Here in ons geeste werk, dat die Here in ons siele werk, maar dis nie die volle prentjie nie, want die volle prentjie sê, die Here werk ook in jou liggaam. So die sterflike liggaam is deel van jou, dis deel van wie jy is. En God red nie net sekere dele van jou nie, hy red jou as geheel. Sy redemption is vir die volmaakte prentjie van jou. Dit is nie net die dele wat ons nie kan sien nie. Dis eintlik ook die liggaam. Ons lees dit ook in Romeine 8 vers 11. En as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. En van die ou Engelse vertaling sê, hy sal jou sterflike liggaam verkoop. Daar is 'n rol wat die gees speel in jou liggaam, in jou sterflike liggaam. Die werk van die gees is in jou liggaam. Hoofsaaklik. Die redding van die liggaam is anders as die redding van die siel en gees, want ons praat van die siel en gees as iets wat onmiddellik tot redding gekom het. Jy het onmiddellik 'n perfekte verhouding met die Here. Maar wanneer dit kom met die vlees, is dit meer van 'n proses. En ons word stelselmatig meer en meer in ons liggame soos Jesus Christus. En ons leef meer uit met ons dade, en dade kan jy net doen deur jou liggaam. Ons leef dit meer uit wanneer ons meer ons liggame belyn met wat die Gees in ons liggame werk. En soos ek gesê het, dis 'n proses en baie keer is dit 'n lang proses. En dit is belangrik om te verstaan hoe jy jou liggaam hanteer is 'n geestelike kwessie. Ek dink baie mense skei dit en sê die liggaam is hierdie kant en my verhouding met die Here is hierso. Nee, mens kan nie net met jou gees en siel 'n Christelike lewe lei nie. Die liggaam kom saam met jou. Dis hoekom ons in Engels sê, you have to embody your salvation. En dis wat dit beteken. Jy embody dit wat die Here in jou hart gedoen het. En een van die groot redes vir ons om ons Christendom of om ons liggaam deel te maak van ons Christendom is dat die sterflike liggaam, hierdie ding, is een van jou hoofbronne van versoeking in die lewe. En as dit buite beheer is, en jy leef net soos wat jy wil, dan is jou disippelskap nie so sterk soos wat dit moet wees nie.
'n ander manier om dit te sê is, sonde gebruik die swakhede van jou liggaam om jou mee te versoek. Interessante voorbeeld, eenvoudige voorbeeld. Dis makliker om nee te sê vir sonde as jy nie moeg is nie. Dis hoekom tieners 'n curfew moet hê. Dis makliker om vir die regte goeders ja te sê as jy in 'n goeie plek is fisies. Dis soveel moeiliker as jy moeg is, uitgebrand is, as jy siek is. Ons weet hierdie dinge. Ek dink dis amper voor die hand liggend. Maar baie keer dan dink ons sukkel nou met hierdie sonde. Hoe gaan ons hierdie aanpas? Ons moet hierdie probleem vergeeslik, ons moet meer Bybel lees, ons moet meer bid, en daai goeters is goed, maar partykeer is die antwoord op jou vraag eintlik baie meer eenvoudig. Slaap meer as 4 ure 'n aand, en jy sal sien, dis makliker om nie te vloek in verkeer nie. Baie keer is dit baie eenvoudig, want jou gees en jou siel is in jou liggaam. Jou liggaam is deel van die pakket, en jy kan nie jou Christendom skei van jou liggaam nie. Jy sal verbaas wees hoeveel meer, ek wil amper sê, siel en gees krag jy het, as jou liggaam mooi onderdanig is aan wat goed is vir dit. 1 Korintiërs 9 vers 27 sê, skryf Paulus en hy sê, maar ek dissiplineer my liggaam en ek maak dit diensbaar, sodat ek nie, terwyl ek vir ander mense gepreek het, dalk self gediskwalifiseer word nie. Ek dissiplineer my liggaam. Daar's 'n groot verskil tussen dissiplineer en straf. Paulus sê nie, hy straf homself, hy sê ek dissiplineer. Die verskil tussen straf en dissipline is, straf is 'n reaksie teen iets wat verkeerd gebeur het. Dissipline is om jou reg te maak om iets in die toekoms reg te doen. Training and punishment. Paulus sê ek dissiplineer sodat daar's 'n toekomsdoel wat daarmee saamgaan. En so om jou lyf onderdanig te maak aan dissipline is deel van heiligmaking. Ons kan dit so sê. Dissipline is disippelskap. Ek wil amper sê amen, hierdie is 'n belangrike een. Dissipline is disippelskap. Dit was punt nommer 1. Punt nommer 2, jou liggaam is die tempel van die Heilige Gees. Ek dink dit is 'n vers wat ons baie goed ken. 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20. Of weet julle nie dat julle liggaam wat julle van God ontvang het, 'n tempel is van die Heilige Gees in julle, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Vers 20, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan met julle liggaam. Ek dink soos ek sê, ons ken hierdie vers goed, maar kom ons hoor wat dit sê. Dit sê nie jou gees of jou siel is die tempel van die Heilige Gees nie. Ek dink baie keer kan ons so daaraan dink, want in die spreektaal sal ons baie maklik sê, die Here is in jou hart. En onder die hart, wanneer die Bybel daaroor praat, nie noodwendig 'n fisiese ding is nie, dan dink ons baie keer, ons verhouding met die Here is streng net abstrak. Is nie tasbaar nie. Maar hierdie vers sê vir jou vlees, jou liggaam, is die tempel van die Heilige Gees. Dis jou sterflike liggaam. Dit wat nou vanoggend hier sit, dra die volle krag van God. En daardie tempel, daai vlees wat jy het, behoort nie aan jou nie. Dit behoort aan wie se tempel dit is. En hy het dit nie net ontvang nie, hy het dit duur gekoop. As ons dit sê, moet ons verstaan, jou liggaam behoort aan God. Jy is net die rentmeester van daardie
liggaam. Kom ek sê dit weer. Jy is die rentmeester van die liggaam wat God aan jou toevertrou. Dink aan die tabernakel in die Ou Testament en dan die tempel wat later gekom het. Baie keer dan dink ons gaan, die Bybel sê ons gaan hierdie verheerlike liggaam kry wanneer ons eendag voor die Here staan. En dis waar. Eendag in die hemel gaan ons 'n verheerlike liggaam hê. Dit gaan nie baie wees soos die liggaam wat ons nou het nie. Maar terwyl ons op aarde is, dan kan ons dit so vergelyk. Die tempel wat Salomo gebou het, is die verheerlike tempel. Dis die verheerlike liggaam, eendag in die hemel. Maar tot dan is ons in die tabernakel. Paulus skryf van jou liggaam en hy sê, dis net 'n tydelike tent. Maar dis nog steeds heilig, uiters heilig. Een van die eerste dinge wat gebeur het, of die eerste mense wat volledig vervul is met die Heilige Gees in die Ou Testament, lees ons in Eksodus 31, is Besaliel, en sy werk was om die tabernakel met die krag van die Heilige Gees perfek te skep. Alles wat binne die tabernakel was perfek. In dieselfde manier is die werk van die Heilige Gees in jou lewe om dit wat God se tabernakel is, jy, jou lyf, jou liggaam, om dit heilig te maak, en soos wat die Bybel sê, om dit perfek te maak. Dit is uiters heilig. Verstaan julle wat ons sê vanoggend? Jou tempel, jou liggaam is die tempel van die Heilige Gees. Ons is rentmeesters van dit. Die derde punt, jou liggaam is 'n lewende offer aan God. Romeine 12 vers 1 sê dit so. Broers, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus om nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle godsdiens. Paulus gebruik die woorde van die Ou Testament en hy maak 'n vergelyking. Jy sien in die Ou Testament elke keer as iets geoffer was, moes die dier dood wees. Maar in die Nuwe Testament offer ons liggame lewend. Die ding van 'n lewende offer is, hy kan van die altaar afkruip. Maar iets wat 'n lewende offer het, wat 'n dooie offer nie kan doen nie, is ek kan elke dag weer kies om op daai altaar te klim. Dis wat Jesus sê, pick up your cross daily and follow me. Die Amplified weergawe vertaling lees dit so. Therefore I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies, in other words, dedicating all of yourselves, set apart as a living sacrifice, holy and well-pleasing to God, which is your rational, logical or intelligent act of worship. Die woord daar is spesifiek, dis die slim manier om die Here te aanbid. Dis een van die vertalings. Die slim manier om die Here te aanbid is om jou liggaam op die altaar te sit. So hoe jy jou liggaam hanteer, is 'n vorm van aanbidding. Elke daad van dissipline met jou liggaam is godsdiens. Nou hierdie is nie maklik om te hoor nie, veral nie in ons kultuur nie. Ons kultuur het 'n afgod gemaak van die gemak van die liggaam. Ons kultuur het 'n afgod gemaak van wat die liggaam op daardie oomblik wil hê. Ons het 'n afgod gemaak van die liggaam. Hoe jy jou liggaam hanteer is baie, baie belangrik, maar dit beteken nie jy moet vir jou liggaam gee wat dit soek nie. Daar is 'n gesegde wat sê die liggaam is 'n goeie dienaar, maar 'n slegte meester. As jy jou liggaam onder die Heilige Gees se dissipline bring, dan dien dit jou roeping. Maar as jy jou liggaam laat heers, as jy
dit laat heers wat jou liggaam wil hê, jou gemak, dan word dit 'n meester en dit gaan altyd kom ten koste van wat God in jou lewe en deur jou lewe wil doen. Almal van ons wat hier sit en wat aanlyn kyk, het 'n roeping wat ons moet uitleef. Almal van ons het 'n doel wat die Here ons mee geskep het. En nie net eendag in die toekoms nie, maar hier en nou. En die enigste manier wat jy jou roeping kan uitleef, is deur jou liggaam. Niks wat jy doen, kan jy doen sonder dat jou liggaam instem om dit te doen nie, of onderdanig is aan jou wat sê, jy moet dit doen nie. Dink aan die liggaam soos 'n voertuig, of 'n tent soos wat ons gesê het, 'n musiekinstrument. 'n ander manier om daaraan te dink is 'n masjien. En deur hierdie masjien kan jou roeping realiseer of dit word beperk. So of die masjien maak my meer effektief, of die masjien hinder my vir wat dit geskep is om te doen. En in ons geval, die masjien het 'n wil van sy eie. Jou vlees het 'n wil van sy eie. Maar, soos die Bybel sê in Romeine 8, jy kan dit onderdanig maak aan iets groter as sy eie begeertes. Jy kan deur die Gees leef met jou lyf in 'n manier wat die Here en sy roeping in jou lewe effektief dien. Die heel eerste ding wat ons moet besef, is ons is rentmeesters van ons liggame. Dit is dat ons verantwoordelik is om ons liggame so gesond moontlik te hou. 'n Gesonde liggaam kan God se roeping meer effektief uitleef as 'n liggaam wat onintentioneel bestuur word. Ek dink baie keer sorg ons meer vir ons karre as wat ons vir ons liggame sorg. Maar dis dieselfde idee, dis dieselfde prinsip. Jy het 'n doel. En as ons vir ons liggame sorg, wat ons besig is om te doen is, ons is besig om vir ons roeping te dien. Die roeping van die Here op ons lewens. En soos ons vroeër ook gesê het, om na jou liggaam te kyk, om jouself te versorg, fisies, is die manier hoe jy intelligent aanbid. So Paulus het skryf in Romeine 12 vers 1. As ek my liggaam laat onderdanig wees aan die wil van die Here, dit is hoe ek intelligent aanbid. Dis die logiese manier om te aanbid. So waar kan mens begin? En dalk wil jy jou gesondheid prioritiseer, omdat jy weet die Here vir jou 'n roeping gegee het, en as die Here vir jou 'n roeping gegee het, dis almal van ons, moet ons nou luister, maar dalk weet jy nie waar om te begin nie. So ek gaan 'n paar wenke gee, en ek dink baie van hulle gaan dalk voor die hand liggend wees, maar dit is belangrik om te sê, en ek dink in ten minste een van hierdie areas kan elke persoon dalk 'n bietjie verbeter. Nommer 1, beweeg. Om te oefen is geestelik. Om te gym is worship. Toe ek eendag deur 'n moeilike tyd gegaan het, het ek na 'n sielkundige toe gegaan, en ek praat met die sielkundige, en hy vra toe vir my, oefen jy? En daai tyd sê ek toe vir hom, nee, nie eintlik nie. Toe sê hy, okay, as jy nie gaan oefen nie, gaan ek jou nie weer sien nie, want anders mors ek jou tyd en my tyd. Gaan gym, en dan sal ek jou weer sien. En toe besef ek, na ek toe begin oefen het, dis waar, as jy daai gesondheid, daai emosionele moeite doen om te gaan oefen, dan sien jy nie net fisiese verandering nie, jy sien emosionele verandering. Want jou liggaam beïnvloed jou siel. Jou liggaam beïnvloed hoe jy dink oor die lewe. En die ander kant is ook weer waar, jou emosies en jou siel beïnvloed jou liggaam. Maar sover as wat dit van jou afhang, laat jou liggaam vir jou
emosies, daarom goeie terugvoer gee. Om te oefen is worship. Nommer 2, eet reg. Kies kos wat jou liggaam voed en wat vir jou energie gee. En ek weet, dalk is hierdie vir julle voor die hand liggend, baie van ons weet hierdie dinge, maar soos wat ek gesê het, hierdie is baie meer geestelik as wat mens dink. Want wat jy met jou lyf doen, vorm deel van jou disippelskap. Dit vorm deel van wie jy is. En soos ons gesê het, hierdie is die intelligente manier om die Here te dien. Wat jy eet, is of goed of sleg, maar dit is wat dit is. En jy moet in beheer wees van dit. Een van die groot plekke waar ons aangeval word, wanneer ons in 'n emosionele slegte plek is om hierso sacrifices te maak, hierso verslawings te ontwikkel en in die area van ons dieet te sukkel. En ek dink dit is belangrik om te sê, die Here wil ons help hierso. Die Here wil ons laat floreer in elke aspek van ons lewens. En so dalk is dit belangrik om vir onsself belangrike vrae te vra, moeilike vrae te vra, oor wat ons toegelaat het as die norm in ons gewoontes. Ek sê nie, jy mag nooit weer pizza eet nie, maar dalk is daar vrae wat ons moet vra oor wat is ons meer okay, en wat moet ons begin verander. Nommer 3, rus. God het rus ingestel as deel van die skepping. Hierdie gaan 'n bietjie countercultural wees. Om hard te werk is definitief een van die maniere hoe ons die Here kan aanbid, en ek sal later meer daaroor praat. Maar ek wil vir julle sê, dit vat geloof om te rus. Ons kultuur beklemtoon 'n angstige leefstyl. Ons is baie besig, en besig wees is nie 'n sonde nie, maar die motivering agter dit kan dalk verwronge wees. As jou motivering uit 'n plek van angs uitkom en nie 'n plek van aanbidding nie, dan is besig wees 'n probleem. Rus vat vertroue dat die Here ook vir jou kan sorg wanneer jy nie besig is nie. Met dit sê ek nie julle moet lui wees nie, maar dit vat geloof, veral as jy daai persoonlikheidstipe is wat alles wil beheer of alles onder beheer wil hê, wat dalk nie 'n slegte ding is nie. Maar ons moet ook weet wanneer om terug te staan en te sê, laat die Here nou intree. Ek het gedoen wat ek kan, ek gaan nie slapelose nagte nou hê nie. Ek gaan ook geloof hê in die Here. Nommer 4, matigheid. Vir my oormaat, nie net in kos nie, maar ook in werk en in vermaak. Die grootste probleem wanneer dit kom met die jonger generasie is dat daar nie matigheid is met sosiale media of games en sulke goeters nie. En wat dan gebeur is jy begin ongesond word in die manier hoe jy dink, die manier hoe jy die wêreld sien, jou konsentrasie vermoë, al daai dinge. En die antwoord is matigheid. Jy moet jouself gereeld die vraag vra, is jy in beheer van jou selfoon of is jou selfoon in beheer van jou? En ek weet, hierdie is dalk maklike wenke, soos ons nou gelees het, dis geestelik. Hoeveel ure jy op Instagram doomscroll in die aand, het 'n effek op jou disippelskap. Is dalk lekker, is dalk 'n bietjie van 'n dopamien hit wat jy kry, maar dit het nie 'n voordeel tot jou roeping nie. En jou liggaam word 'n slaaf vir vermaak. En dis nie die wil van God vir ons nie. Ons is nie gemaak om slawe te wees van wat sosiale media daai dag wil beklemtoon in ons lewens nie. Nommer 5. Drink water. Dit is 'n basiese gesondheidswenk, maar ek wil vir julle sê, ek beloof, dit is soveel makliker om die Here te dien as jy nie 'n onnodige kopseer het nie.
Dis die waarheid. Net water drink is 'n groot stappie. Nou, ek wil vir julle, terwyl ek daaroor praat, net om die basiese goedjies reg te kry is 'n stap in die regte rigting. Maar dis nie die fokus van vandag nie, want voor ons afsluit wil ek graag met ons praat oor hoekom baie mense sukkel met gesondheid. Daar's baie redes. Maar ek dink baie mense hoor wat ons vanoggend sê en die natuurlike reaksie is skaamte. Die natuurlike reaksie is skuldgevoelens. En ek wil net sê, die woord wat ons vanoggend deel is nie uit 'n plek van veroordeling nie. Niemand kry die perfekte gesondheid reg nie. Dit is nie die doel nie. Die doel is juis vrymaking. Ons wil nie hê mense moet vasgevang word in hierdie gevoel van, by die kerk sê hulle nou, ek moet meer gym. En ek voel al klaar sleg oor hoe ek lyk, en ek voel al klaar sleg oor my eetgewoontes, en nou hoor ek dit nog by die kerk ook. Nee, dis nie wat ons sê nie. Wat ons sê is, ons wil hê, jy moet vry wees om jou roeping so effektief moontlik te kan uitleef. En ons wil nie hê, enige iets moet jou beperk nie. 'n lewe sonder beperkings. En ek dink ons almal faal en misluk en maak foute wanneer dit kom met hierdie aspek. En ek wil nie hê julle moet nou so sleg voel dat julle niemand in die oë kan kyk na die diens nie. Daar's geen veroordeling nie, en soos ek gesê het, dis die hart van God is sodat jy vryheid kan beleef om die wil van God uit te leef in so 'n manier dat dit lewe bring, nie net vir jou nie, maar vir die mense om jou. Dat jy 'n bron van die lewe in oorvloed sal wees. God wil hê jy moet wen. En God beloof jou, hy werk in jou ook om dit reg te kry. In ander woorde, hy help jou om dit reg te kry. Dis die Heilige Gees se werk binne jou wat jou help om hierdie veranderinge te maak. So daar's baie redes wat sommige van ons dalk wegkruip of skaam raak vir gesprekke oor fisiese gesondheid. En sommige van ons ignoreer selfs wat ons weet reg is. Ons weet wat om te doen, ons wil dit net nie doen nie. Maar hoekom is dit? Is dit luiheid? Is dit bloot onkunde? In meeste gevalle nie. In meeste gevalle weet ons eintlik hoe om te begin. In meeste gevalle weet ons wat om te doen. Die redes is eintlik baie diep en baie emosioneel. Een van die hoofredes is kultuur. Soos ek gesê het, ons is in 'n kultuur wat 'n afgod maak van die liggaam, van die gemak van die liggaam en wat die liggaam wil hê. Die kultuur beklemtoon alles oor gemak en die ervaring van gemak en is hierdie vir my lekker. En al is daardie goeders ten koste van wat goed is vir my, dit wat lekker is, word hoër geprioritiseer. Nou praat ons weer oor prioriteite. Die kultuur het verwronge prioriteite. En ek wil vir julle sê, dis wat Romeine 12 vers 1 sê, en die vers net daarna sê, okay, na julle liggame neergelê het, moet nie gelykvormig wees aan die wêreld nie. Die manier hoe die wêreld dit doen, die manier hoe die wêreld dink aan gesond leef, die manier hoe die wêreld dink aan oefen en al daai dinge, dit word net uiterlik, dis net hoe maar jy is, of hoeveel jou spiere uit jou hemp uitsteek, of al daai dinge. Dis glad nie die geestelike bedoeling van wat hier gesê word nie. 'n ander rede wat party mense glad nie wil praat oor die gesondheidskwessie nie, die fisiese gesondheid nie, is ons het groot geword, baie van ons het groot geword in Pinksterkerke waar dit gesê is, jy gaan nie dokter toe nie, ons sal vir jou bid vir genesing, dan sal jy okay wees.
En baie van daardie predikante, soos die ou wat ek van gelees het vroeg gesterf, omdat hulle liggame so ongesond was. Hulle keuses was so ongesond. Hulle het gesê, ek kan net leef op takeaways en net myself gesond bid. Nee, dis nie geloof nie. As jy die Here wil aanbid, doen dit intelligent. Amen? Ja, mens word al hoe sagter. En nog 'n rede wat ons gesondheid dalk verontagsaam is dat ons baie keer werk bo gesondheid prioritiseer en soos ek vroeër gesê het, harde werk is baie belangrik. En harde werk is een van die beste maniere om die Here te aanbid. Ons moet woeker met dit wat die Here vir ons gegee het, maar om 'n gewoonte te maak van 3 ure slaap in die aand, van 2 ure slaap in die aand, begin 'n prys eis in jou fisiese gesondheid. Wanneer ons begin simptome ignoreer, ernstige simptome wat ons voel en ons sê net nee wat, ons is fine en ons gaan so aan vir 'n lang tyd, ons kan dalk beter werk korttermyn met dit, maar langtermyn gaan ons 'n prys in al die areas betaal. Onthou, die Here soek nie net vandag dat jy sy roeping uitleef nie, dis ook 20 jaar van nou af. Longevity is 'n belangrike verantwoordelikheid wat ons moet probeer handhaaf. Maar die nommer 1 by verre, die grootste rede wat mense nie oor hulle fisiese gesondheid wil praat nie, is skaamte. Jordan Peterson vertel hoe hy mense vra, as jou hond of jou kat of jou troeteldier 'n besering kry, wat gaan jy doen? Al die mense sê gewoonlik, ons sal die troeteldier onmiddellik vat via arts toe. Ons sal hulp kry. Ons sal mediese onkostes vir die kat of die hond of wat ook al betaal. Ons wil die kat help. En dan vra hy later, en as jy siek is, of as jy jou toon, ek weet nie, as jy 'n besering opgedoen het, wat doen jy dan? Sê nee, ek sal dit I'll walk it off. Ek sal dit ignoreer. Ek gaan nie noodwendig dokter toe tot dit baie ernstig is nie. En dan vra hy gewoonlik, hoekom? Hoekom is dit vir jou so belangrik om jou troeteldier vir arts toe te vat, maar jy gaan nie om mediese hulp te kry nie? En die antwoord is altyd dieselfde. Die troeteldier verdien dit nie. Die troeteldier verdien nie die pyn nie. Dis mooi van die troeteldier, maar wat sê dit van wat die persoon dink van hulle self? Wat jy dan sê is, my liggaam verdien die pyn. My liggaam verdien om gestraf te word. My liggaam is nie die moeite of die geld werd om gesond te kry nie. En dit is baie algemeen. En van die hoofredes wat mense hulle gesondheid verag, is nie omdat hulle nie weet hoe om dit te verbeter nie, maar hulle voel hulle verdien nie om gesond te wees nie. As waar daai vers inkom, love your neighbor as you love yourself. Moenie met my praat oor liefde vir die mense om jou as jy jouself haat nie. Want wat sê die Bybel? Die Bybel sê jou liggaam is die tempel van die Heilige Gees. Jy is nie 'n weggooi ding nie. Jy is nie niks werd nie. Dis hoekom dit so belangrik is om te weet, God red siel, gees en liggaam. Een van die groot dinge wat tussen ons partykeer staan en gesondheid, wat ons weerhou van gesondheid, is die feit dat ons nie die Here se redding aanvaar het vir ons liggame nie. Ons het nog nie aanvaar dat die kruiswerk ook vir die hele ons was nie.
Ons kan hierdie geestelike experience hê, want ons glo die Here is lief vir ons gees en ons siele, en ons sukkel om te glo dat die Here lief is vir ons nou, hier, vandag, met al ons swakhede. En ek wil vir julle sê, deur om jou gesondheid te vermy, kan dit dalk in jou onderbewussyn wees dat jy jouself probeer straf. Maar Jesus het jou straf gedra op die kruis. En dis waar ons siening oor gesondheid verskil van die wêreld. Die wêreld sê baie graag, you deserve this, jy moet beter wees, en daai gaan nooit help nie, want niemand glo dit werklik nie. Die rede wat ons liggame dissiplineer, is want ons is vrygemaak. Ons behoort nie meer aan onsself nie. Ons liggame is nou 100% in diens van God. Ons oefen nie hard om 'n punt te bewys nie. Ons eet nie reg om 'n beter mens te wees nie. Ons doen daardie dinge want ons realiteit is in Christus en ons wil dit soveel moontlik uitleef. Dit gaan nie oor ons nie. Iemand het hierdie gesê, is vir my baie mooi, skaamte is nie die stem van God nie. Dit is 'n leuen wat jou verhinder om jou roeping uit te leef. En dalk vra mense, okay, maar ek sit in hierdie skaamte. Ek sit in hierdie probleem oor ek weet nie wie ek is of ek weet nie wat om te doen om myself te vergewe nie. Hier is die antwoord. Maar soek eers die koninkryk en sy geregtigheid. Soek vir Christus. Laat elke prioriteit wees dit wat jou lyf vir Christus kan doen. Laat elke ding wat jy doen met jou liggaam eer bring aan die Here. Elke tree, elke woord, elke oomblik wat jy rondloop, elke gesprek wat jy het, wanneer jy werk, wanneer jy slaap, laat alles wat jy doen eer bring aan die Here. Die rede om gesonder te leef is nie om mooier te lyk nie. Die rede om gesond te lyk is omdat die Here jou liefhet en jy is syne. Dit gaan oor 'n leefstyl van goeie rentmeesterskap van jou liggaam, sodat die Here geëer kan word. Moet nie dat skaamte lewensjare steel nie. Moet nie dat skaamte maak dat jou roeping kort geknip word nie. Dis net die vyand wat jou probeer beroof van dit wat baie mooi is. Jou liggaam is nie 'n las nie. Dis 'n lewende offer wat ek as gevolg van die Here se genade elke dag van vooraf vir die Here kan neerlê. Mag die Here in elkeen van ons deur ons liggame verheerlik word. So wat ons eintlik vandag vir mekaar sê is, pas jouself op, jy het 'n roeping. Ons sluit ons oë. Dankie Vader vir u liefde. Vader, ons is hier omdat u ons liefhet. U het 'n roeping vir ons lewens, Vader. Geef vir ons die wysheid om hierdie liggaam wat u vir ons gegee het, in so 'n manier te beskerm, dat dit vir u glorie bring. Vader, ons leef net vir u heerlikheid. Ek bid vir elke persoon wat sukkel met skaamte, met die idee dat hulle nie waardig is van hulp nie. Vader, ek bid dat daardie skaamte in die naam van Jesus gebreek sal wees oor hulle. Mag elke persoon vry wees
en mag elke persoon floreer, soos wat die woord sê. May you be in health and prosper just as your soul prospers. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.